Iemand sê een keer vir my, jy weet, as God gepraat het, sal selfs die duiwel jou salaris betaal. Weet die woord van God in sy mond, is so kragtig, dat hy alles wat ek en jy sien vandag, gepraat het, tot het gekom het. In die begin was die woord van God, die woord het vlees geraak, die woord onder ons kom bly. Hy wil sê, in die begin was daar donkerte, die Heilige Gees oor die aarde gang. Toe spreek God, laat daar lig wees. Toe is daar lig. God het gepraat en goed het gebeur. Dis hoekom Jesus moes so versigtig wees toe hy vir Lazarus opgewek het. Hy moes hom op sy naam roep. Lazarus, staan op, want as Jesus het gesê het, staan op, dan sal die hele begrafplaas opgestaan het. Hy moes spesifiek gewees het om vir Lazarus op te roep. En ek en jy, met die woord van God in ons mond, dra net so baie krag soos die woord van God in sy mond, want sy woord is sy woord, en is die hoogste gesag bo alles. En die woord sê, dat God na my sal kyk. Die woord sê dat hy weet hoeveel hare op my kop is, voordat ek het getel. Hy sê hy weet wat ek gaan praat, voordat ek het gedink het. God ken my sit en my staan. Hy sal maak ek my bed in die hel op, dan sy daar. Sy gedagtes oor my lewe, Psalm 139:17, is meer as wat daar sandkorrels in die wêreld is. En elke gedagte is 'n goeie gedagte. God weet alles. In COVID 2020 mag ons nêrens heen gegaan het nie. Ons mag nie beweeg het nie. Kerke het toegemaak. Ek weet nie hoekom hulle dit gedoen het nie. Ons het gesê die kerk maak nie toe nie. Ons is die kerk. Ons gaan uit, siele moet gewen raak. Mense moet gered raak. Siekes moet gesond kom. Ons go vir dit. Ons gaan agter die ding aangaan. En soos ons een Sondag skelmpies op pad na 'n plaas toe. Ek is gesoet en getaai. Almal in die kar, ons reg vir die besigheid, want ek weet nie of jy dit weet nie, maar as jy al ooit in enige kleerlinggemeenskap was, dan moet jy weet, of dit nou 'n stofgrond, of 'n sinkhuis, of waar ook al jy kerk hou, jy trek ordentlik aan in die huis van die Here. Ek love die kleerlinge, hulle is my mense daai. En dan weet ek is op pad, ek kan my soet en my taai aantrek, ek's reg vir die besigheid, ek gaan ons uit. Net soos uit die dorp uitgaan, is daar 'n roadblok. Nou vir die van julle wat my ken of al my stories gehoor het, wanneer ek by 'n roadblok kom, ek gee nie net my lisensie vir die ouens nie. Ek sê altyd vir hulle, nee, ek gaan nie my lisensie vir jou gee nie voordat ek vir julle almal gebid het nie. Dan sien jy, eers wanneer ek sê ek gaan nie my lisensie gee nie, dan trek al so 4 ouens nader, want hulle dink hier's nou weer een wat wil beklei. As ek sê nee, maar nie voor ek vir julle almal gebid het nie, dan loop al weer so 3 weg. Sê ek, right, ons bid gou vir julle, dan kan julle my lisensie kry, dan kan ons go. Daai spesifieke dag sê ek dieselfde ding, in die roadblok, as in COVID, mens mag nie beweeg, ons mag nie travel, hier's ek gesoet en getaai, staan daarso, ek sê ek gee my lisensie nie vir julle, voordat ek nie vir julle almal gebid het nie. Nee, sê die polisieman is reg, ek begin gesels hier met die een, en agter haar staan 'n vrou, polisievrou, en my vrou, Nadia, sê vir daai vrou, kan jy gekom hierdie kant toe, ek het 'n woord vir jou. En Nadia kom, die vrou kom om, sy sê, daar's iets fout met jou maag. Ek weet nie wat dit is nie, maar die Here wys my iets fout met jou maag, en God wil dit genees vandag. Die vrou verduidelik toe wat fout in haar maag is, Nadia bid vir aan die Here genees haar op die spot. Ons weet dit toe nie. Ons is deur die roadblok, ons gaan nou 'n lekker diens, ons kom terug huis toe. Ergens in daai week of die week daarna, staan ek en kyk my kragboks in die oë, en ek kan sien my krag is op, en my bankrekening is leeg, en ek weet nie waar ek geld gaan kry nie, maar ons travel nie, mense betaal ons nie, al ons inkomste hang af van mense wat finansiëel bydra tot ons bediening elke maand, en my geld is op, maar dan moet krag op my boks kom. Nou sê ek, Here, ek dankie vir die krag op my boks. Nou dans ek daarso in die huis. Dankie vir die krag op die boks in die naam van Jesus. Krag op die boks in die naam van Jesus. Te excited vir dit wat God gaan doen. Hoekom? Want God het gesê. Psalm 65 sê, wanneer die mense God prys, dan sal die aarde 'n oes opbring. Nou wanneer jy mos 'n saad in die grond het, dan moet daar mos 'n oes opkom. Nou weet ek is 'n saaier. En die skrif sê, God gee saad vir saaiers en brood vir eters. Nou as ek saai, dan sal ek altyd saad hê. Dat ek saad in die grond is beter as geld in die bank. Ek dans, ek prys God, die aarde gaan 'n oes opbring. En net daai tyd, wat ek so lekker dans, lei my deurklokkie. Dan stap ek uit polisiekar en dink ek, jene pieks, ek is in die moeilikheid, want ek hou dienste, want ons nie mag nie, ons dra nie maskers nie, ons het nie hand sanitizer, ons het niks van my goed. Ons go agter die gospel aan. Jesus is die groot geneesheer. Ons het soveel mense sien genees in die COVID tyd. Jesus is die groot geneesheer. Maak oop, staan die polisieman voor my, sê vir my, evangelist, daar's 'n vrou wat by ons gekom het, en sy het getuig, dat u vrou vir haar gebid het, en sy totaal al genees. Sy het almal by die polisiestasie vertel, van die wonderwerk wat Jesus gedoen het. En toe sê ons vir haar, maar ons weet waar Wendy bly,
So ons wil net die offerande bring. Poep, R500 binne 'n koevert, koop ek vir my krag, daar gaan ons. Buurvrou loop oor die muur. Hoekom was die polisie nou hier gewees? Nee, die Here het net gou vir my geld gebring en hy het die staat gebruik om vir my krag op my boks te sit. Want God's goed. Hy kan enigiets gebruik, enigiemand. As hy 'n donkie kan gebruik om te praat, dan kan hy jou gebruik. Dan kan hy enigiemand gebruik om in jou lewe in te kan kom. En daar was daai verwagting gewees en wete gewees in my hart dat God gesê het hy sal na my kyk en ek glo hom en ek vertrou hom. Maar wat is my eerste job op aarde? Is om die koninkryk van God eerste te soek. Matteus 6:33. Dan voeg Jesus alles by. As jy daai skrifgie gaan lees, hy sê net goddelose mense vra oor wat hulle eet, wat hulle drink, wat hulle aantrek, waar hulle bly. Net goddelose mense. Ek en jy doen nie. Ons soek die koninkryk van God eerste. Dan voeg hy alles by wat in ons lewe kort. En ek wil vandag vir jou sê, as God gepraat het, sal selfs die staat vir jou geld gee. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir elke persoon wat luister wat dalk in 'n benoude plek ergens is. Ja, dat U sal deurkom vir hulle, maar ek bid dat meer as enigiets hulle die koninkryk van God sal soek bo alles. Dat U sal deurbreek bo natuurlik omdat hulle U soek en nie net U hand soek nie. Maar soveel mense wat net na U toe kom vir wat hulle kan kry, maar hulle soek U nie werklik nie. En hoe kan ons deel wees van 'n koninkryk, maar ons wil nie die koning hê nie? Dankie Jesus dat U ons harte op U gerig hou. Ons altyd U gesig sal soek en aan U hand geniet. Ons dank U daarvoor vandag in die naam van Jesus. Amen.